Wees gegroet, geliefdes, in daardie pragtige naam van ons koning Jesus. Ek wil 'n baie teer en seer saak aanraak. Ek weet dit gaan baie raak. En dit gaan oor die gebruik van die nagmaal. Die woord van die Here sê vir ons in Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Nou manne en vroue verwar dronk met die Heilige Gees vervul. Ek wil vir u sê, moenie lastig teen die Heilige Gees hê. Ek wil vir u sê, baie manne en vroue lê teen die grond neergeslaan as gevolg van die misbruik van nagmaal. Spreuke 23 vers 20 sê vir ons, wees nie onder die wynsuipers nie. En dan al Paulus ook aan in 1 Korintiërs 5 vers 11 wat hy sê dat al staan iemand ook bekend as 'n broeder, maar as hy 'n dronkaard is, dan moet ons nie eers saam met hom eet nie. 1 Korintiërs 6 vers 10 sê vir ons dat dronkaards sal die koninkryk van God nie beerwe nie. So ek wil tog vir die manne en die vroue sê, keer terug na die egtheid van die evangelie toe. Ek noem die manne en vroue wat die nagmaal op onwaardige wyse gebruik, geestelike dronkaards. U mag dalk vir my kwaad raak, maar ek wil vir u sê, dat die Bybel sê ons moet die vermaan wat onordentlik wandel. En dit is wat ek vandag doen. Ek wil u vermaan om in die waarheid te kom. Om tot die kennis van die waarheid te kom. Om in die waarheid te wandel. Om u handel en wandel goed te maak. Ons as gelowiges, ons name lê sleg daar buite, as gevolg van manne en vroue wat by so dikwels is. Manne en vroue wat nie weet hoe om die nagmaal te gebruik nie. Geestelike dronkaard, bekeer jou van jou verkeerde weë, sodat die Here jou genadig kan wees.